Goeiedag aan almal, ons is by sessie 45 en by Sondag 25 en ons is by vraag en antwoord 65 en 66. Vraag is, terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so 'n geloof dan vandaan? En dan kom die antwoord, die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die sakramente. En dan kom ons by die sakramente. Wat is die sakramente? En die antwoord sê, dit is heilige, sigbare tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die Evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseël. Hierdie belofte is dat God vanweë die enige offer van Christus wat in die kruis volbring is, vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. So, Skalk, waar kry ons geloof vandaan, terwyl ons slegs deur geloof deel aan Christus sy weldade kry, waar kom so geloof vandaan? Heilige Gees. Ja, weet jy, daaroor is nou boeke en boeke en boeke geskrywe en ure beklei. Kyk, in die Rooms-Katholieke kerk byvoorbeeld, hulle werk hulle met natuur en genade en hulle wil eintlik sê dat die vermoë om te glo is in ons ingebou. Terwyl Calvin en Luther het gesê, geloof is uit en uit, deur en deur, geheel en al 'n geskenk van God. Is iets wat die Heilige Gees in my werk. Maar kyk, jy sal ook nou as dominee al agtergekom het, 'n klomp mense praat oor geloof so asof dit in die plek van die wet gekom het. So hierdie is nou 'n nuwe wet. In die Ou Testamentiese tyd was daar die wet van die 10 gebooie en ons is skuldig daaraan. Maar nou daar 'n nuwe wet gekom en dit is jy moet glo. En die goeie werk wat jy nou moet doen om gered te word is om te glo. En dit is heeltemal 'n misverstand van wat dit is. Vir my, weet ek het nou gedink, hoe kan ek dit verduidelik, dat die geloof is 'n leegheid. Ek dink Karl Barth het gesê, ek dink is Karl Barth, ek moet nou 'n woord gebruik, wat wel in die Nederlands vertaal word, maar wat mense dalk kan ontstel. Karl Barth het gesê, die geloof is 'n bliksemstraal wat in die leegheid van my siel inslaan. Dit is daar is 'n gat in my siel en 'n weerligstraal uit die hemel slaan daarin en dit is die geloof. Nou ja, dis 'n bietjie van 'n rowwe beeld. Die beeld wat ek aan dink is omdat ek nou redelik jonk in die ouete huis is en ons Saterdag aande braaityd het, maak ek die vuur en ek help die ouer mense wat nie meer kan self braai nie om hulle vleis op die kole te sit. En so dit word verskriklik warm voor daai vuur want die ding trek hierdie braaikamer van ons hier so trek, het 'n ongelooflike trek. So dis verskriklik warm. Maar daar is nou een tannetjie wat self daarop aandring, sy braai haar vleis, niemand braai dit vir haar nie. Maar as sy nou daar staan en dit brand, haar hand brand, as sy haar hand uitsteek om die roostertjie om te draai, dan kan ek nou vir haar sê, Tannie, hou jou hand, en dan trek ek vir haar my handskoen aan, want ek self kan nie sonder die handskoen werk daar nie. Dan trek ek vir haar die handskoen aan wat tot by die elmboog kom, en dan kan sy en dan kan sy dit omdraai. So, en die geloof is soos daai handskoen. Dis nie soos om jou hand te hou nie. Die geloof is die handskoen wat God vir jou aantrek om die vuurwarm wonder van sy geliefde te ontvang. So dis 'n hand wat hy vir jou gee om wat Jesus gedoen het te ontvang. Kan ek vir jou dit vra? 'n klomp mense, so waar klomp mense worstel met geloof en wil glo. En dis nie dat hulle nie daaroor dink nie, hulle dink daaroor, of daar's 'n klomp mense wat net sê, ek wil nie meer glo nie.
so hoe maak 'n mens met iemand wat sê ek wil so graag iets hê maar ek het dit nie. Ek vermoed wat ons daai opmerkings het te doen dat ons vir geloof vergelyk. Dat ek my met iemand vergelyk en sê daai persoon het iets en ek het dit nie. En so die oplossing is eintlik ons verstaan nie geloof reg nie. Want ons sien iets en dan dink ons dis geloof. Ja, dis al 'n gelowige persoon. So sê, hoe lyk 'n gelowige persoon? Kyk, Kolbrugge hy staan op 'n sin 'n bietjie nader aan die Luterane. Is 'n ou Hollandse teoloog. Hy het hierdie wonderbare ding gesê. Of ek glo, weet ek nie. Ja. Maar in wie ek glo, dit weet ek. Daai is 'n mooie. Met ander woorde, die oomblik as ek my geloof begin ondersoek, om te weet, is hy groot of is hy klein, is hy sterk of is hy swak, wat is my geloof en so meer, dan fokus ek op die verkeerde ding. Geloof beteken om aan Jesus vast te klou. Geloof beteken om te sê, soos die ou wat vir Jesus gesê het, ek glo Here, kom my ongeloof, kom my klein geloof te help, of kom my ongeloof te help. Daar is ek glo en ek glo nie en ek, want ek is 'n swak en nietige mens. En sonder u hulp, sonder u gawe, sonder die wonderwerk wat die Heilige Gees in my doen, is ek verlore. Ek kan nie, ek het al baie keer vir mense gesê, moet nooit jou geloof ondersoek nie. Want die oomblik as jy jou geloof onder die vergrootglas plaas, dan is jy heeltemal die fokus verloor. Jou fokus moet op Jesus wees. En ek dink dis wat die probleem, ek dink dis wat gebeur. Ja. Ek dink dis juist 'n klomp mense sukkel met dit. En hulle oordeel, God het nie dit in my gedoen wat hy in jou doen nie. So met ander woorde, hulle kyk na mense en hulle sien goed, en dan dink hulle dis 'n model, of dis soos moet gebeur. Maar die mooi wat jy sê, is weer eens, dis nie die inhoud van jou geloof nie, dis eerder in wie jy glo. Ek wil tog, ek dink as ons oor geloof praat, bly Kolbrugge se antwoord vir my, voldoende, ja. Bly hy vir my die skerpste. Of ek glo, weet ek nie. Nee. Maar in wie ek glo, dit weet ek. Jesus het dit vir my gedoen. Ek klou aan hom vas. Ek dink dit gaan mense help. Of ek glo, dit weet ek nie. Maar in wie ek glo, dit weet ek. Ek weet dat Jesus vir my alles is. Hy is opgewek uit die dood. Hy het dit vir my gedoen. En ek dink dan kom ons nou by die punt waar ons bietjie oor die sakramente moet praat. Ja. Oor die rol van die sakrament. Want sê die katekismus mos nou, die Heilige Gees werk die geloof in my hart. En deur die verkondiging van die evangelie. As ek na die woord van die Here luister, as ek dit lees, dan stem my hart daarmee in. Jesus het vir jou betaal. Dan stem my hart daarmee in. Hy werk dit wanneer ek met die woord besig is, wanneer ek in die prediking sit, wanneer ek hoor van die genade van God, dan werk die Heilige Gees in my. Daar is altyd 'n verband tussen die woord en die Gees. En die twee is nooit sonder mekaar nie. Die Gees is nooit sonder die woord nie, en die woord nooit sonder die Gees nie. Die twee is onlosmaaklik aan mekaar verbonde, wat die geloof betref. En dan is daar die sakramente. Een van die goed wat ek, dis nie 'n teoloog wat dit geskryf het nie, maar wat vir my baie help met die siel deel van wat die sakrament doen, is 'n ou wat in die man, ek probeer nou onthou weer, ek dink is 'n Meyer ou gewees. Ek het op 'n stadium sommer ook bietjie wetsgeleerd probeer raak, sommer net geïnteresseerd in wette en die reg en so aan.
En hy het geskryf oor die Romeins-Hollandse reg, en toe daar in sy boek vertel hy dan hoe daar in ou Rome, as jy 'n testament opgestel het, hoe weet mense dat dit jou testament is? En daai testament is geskrywe op 'n wastablet, Ja. nee? By 'n was. So hy's ingegrafeer op 'n wastablet. En dan is hy in 'n boks gesit wat verseël is. En as daai seël gebreek is, was daai testament ongeldig. So jy weet dat as die seël Gebreek is, as die seël heel is, dan is die testament geldig. En dis wat die verseël beteken, dink ek. Dis die naaste wat ek kom aan wat dit beteken, dat die sakramente verseël God se belofte aan ons. Dit is so, onthou nou dat as jy in die kerk sit en jy gebruik die nagmaal, is die nagmaal ook nie sonder die Heilige Gees nie. As jy daai stukkie brood vat, dan is die Heilige Gees in jou besig deur daai brood om vir jou te sê, net so seker as wat jy hierdie stukkie brood vat, net so seker as wat jy hom kou, net so seker as wat jy hom insluk, net so seker is die liggaam van Jesus vir jou gebreek. En dit versterk my geloof. En die wyn, daai kelkie wyn wat jy vat, is nie sonder die Heilige Gees nie. Jy moet die Heilige Gees, jy moet, wanneer ek nagmaal gebruik, dis my wonderbaarlik, man, ons gebruik te min nagmaal. Ou Marius, weet jy, ek het al in die kerk gepleit deur die jare wat ek dominee was, want ek weet dat Calvin wou elke Sondag nagmaal gebruik. Maar die ouens was so bang vir die Rooms-Katolieke kerk wat elke Sondag nagmaal gebruik het. Hulle sê, nee, dis Rooms. Jy weet, ons is so verskrik oor goed, uit. Maar ek wil amper sê, ek het weekliks die versekering, die verseëling, die bevestiging van die sakrament nodig, dat ek aan die Here behoort, en dat hy dit regtig bedoel het, so seker as wat ek hierdie stukkie brood eet, so seker as wat ek hierdie slukkie wyn drink, net so seker, sê die Heilige Gees vir my, het die Here Jesus vir my gesterf, en dis die seël, dis hierdie lak wat op die boksie gedruk is, waarin die seelring se merk gemaak is, en wat nie gebreek kan word nie, wat sê die egtheid van wat Jesus gedoen het, die egtheid van sy belofte vir my, is verseël, en dis wat die sakramente doen. Dis waar oor die werke ook gepraat het, dis oorgee, dis nie iets wat jy doen nie, dis iets wat jy ontvang. Dis iets wat jy ontvang. En die belangrikheid daarvan om dit gereeld te ontvang, belangrikheid om gereeld te kan verstaan, dat jy het nou mooi verduidelik, dat God se Gees nie iets is wat buite jou is en deur die brood werk nie. Dis maar iets wat in jou is en dit bevestig. Tekens en seels, ja. Ja, tekens, en dit is, en daarom dink ek dat as mense sukkel met hulle geloof, is dit waarskynlik omdat hulle baie keer die nagmaal afskeep. Ja. Weer eens, of op 'n doopsondag nie in die kerk. Of ek glo, dit weet ek nie, maar in wie ek glo. So, ek dink dit is maklik vir mense om te sê, as jy dan die nagmaal gebruik, wat doen dit aan jou? Dit bring nie gedagtes oor hoe jy glo nie, maar dit bring gedagtes in wie jy glo. Dis hy. Ja, mooi gestel. Dis pragtig, dankie. Want terwyl ek die brood in my hand het, sien ek vir Jesus aan die kruis hang. Dis tasbaar. Ek kan hier aanvat. Jesus het dit vir my gedoen. Daarom sê die nagmaal, neem eet, dis vir jou. As ek nou, daar's 'n ouete huis waar ek vroeër gewerk het, waar ek nou nog gereeld, of dikwels, preek en dan ook nagmaal bedien, hulle vra my om dit te doen. En dan, daar was nou laas Sondag aand, so 60 mense by die nagmaal. En ek het by elkeen van hulle met die brood en die wyn gaan staan en gesê, neem die brood, neem die wyn, dis vir jou. Jesus het dit vir jou gedoen. Ek het dit 60 keer oorgesê. En weet jy wat die wonder was?
is weer eens, dit al voorheen ook gebeur, is dat mense se trane loop. Ja, maar dit is nou vir my. Omdat hulle dit skielik besef. Ja. So, ja, nou, goed. Goed, kom ons iets waar jy kan praat. As jy die sakramente afskep, gaan jy geloofsaker word. Hulle is immers instrumente in die hand van die Heilige Gees om ons geloof te versterk. En dan hier is 'n prikkel vir jou gedagtes vir die volgende week se sessie. Hoe versterk die nagmaal ons geloof?